Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag of hierdie video gaan ons fokus op voorstellings van getallestelsels. Voorstellings van getallestelsels. As jy nog nie 'n idee het wat ek bedoel as ek sê getallestelsels nie, ek gaan 'n klein video aan die einde van hierdie video, jy weet mos dan pop hy mos op. Ek gaan dit probeer doen wat net wys na 'n ander video wat ek gemaak het oor die getallestelsel sodat julle nou nie die mekaar is nie. Ek raai aan. Gaan kyk eers na die video. As jy hom eers gaan kyk, gaan jy meer verstaan wat hier aangaan en wat ek bedoel as ek van die dinge noem. As jy alreeds 'n boffin is in hierdie idee van getallestelsels en die natuurlike getalle, telgetalle, al daai mojo jojo, dan gaan hierdie nou 'n okay video vir jou wees. Want die voorstelling van getallestelsels fokus op hoe stel ons 'n groep getalle voor. Ons gaan na 4 metodes kyk. Net voordat ek nou in die video inval, sommer so in die begin van die video, wil ek dan ook net bylaas dat ek gaan timestamps opsit in die description. Hierdie gaan 'n lang video wees, heel waarskynlik. Ek voel dit in my darmes. So dit gaan 'n lang video wees, so ek gaan timestamps opsit so jy kan dan kies waarheen om te gaan. Ons is nie hier om mekaar se tyd te mors nie. So doen dit. OK. Waar was ek? O ja. Die 4 wat ons gaan gebruik is die 4 metodes, so te sê, om 'n groep getalle voor te stel, gaan wees ek gaan julle wys hoe om dit te tabuleer. Dit is, as jy nou 'n groep getalle het, dan het jy hulle getabuleer. Grafiese voorstellings, versameling keerder notasie waarvan ek veel te lui is om dit elke keer uit te skryf. So ek gaan net sê VKN en interval notasie wat net omdat ek nou besig is om akronieme te maak, gaan ek ook 'n IN daar maak. OK? Ons begin met getabuleerd. Getabuleerd is baie eenvoudig. Daar's nie regtig verskriklike agtergrondkennis wat mens nodig het om getabuleerd te verstaan nie. 'n Voorbeeld daarvan is iets soos dit. Jy sien hy sal tussen krulhakies wees. Nou nie die mooiste krulhakies in die wêreld nie, maar dit sal werk. Hy gaan tussen krulhakies voorgestel word. Wat net beteken dat dit is die formaat wat ek gebruik om hierdie tipe voorstelling te doen tussen krulhakies. As ek daai sou lees, so net langs getabuleerd, regs van getabuleerd, is daar 2 hakies, obviously. En hoe ek dit sal lees, of hoe ek dit as 'n voorbeeld, daai spesifieke een sal sê, is, verbeel jou nou, jy moet die getalle tussen -4 en -1 voorstel. Tussen -4 en 0 voorstel. Dan gaan jy hierdie drietjies neerskryf, as jy hulle nou moet tabuleer. Die heelgetalle, telgetalle of natuurlike getalle. Een van daai 3 gaan ek kan tabuleer. Reële getalle en irrasionale getalle is daar te veel van, so ek gaan nie dit kan tabuleer nie. Alhoewel sekere mense probeer, maar moet dit eerder nie doen nie. 'n Voorbeeld hiervan sal wees die volgende. Voorbeeld. Dis baie eenvoudig, dis dit. Daar's niks ekstra hier nie, daar's niks vreemds nie, daar's niks geplus of gemaal of gedeel, dis dit. Dis die formaat. As hulle vir jou vra vir tabuleer, gaan dit so wees. So die voorbeeld wat ons gaan doen is, verbeel jy sit nou in jou toetseksamen, wat ook al, en op jou voor op die bladsy staan daar die volgende. Tabuleer die getalle tussen, let mooi op, 45 en 51. Die getalle tussen 45 en 51. Nou, ek spring myself 'n klein bietjie voor, want ek gaan net nou ook daaroor praat. Verbeel jou gou jy sit in jou wiskundeklas. Ek neem aan meeste van julle is in 'n wiskundeklas, of jy was al ooit in jou lewe in een of ander klas, en teen die muur, kyk daar regs van jou, imagine it, teen die muur is daar 6 kinders. Okay, hulle sit daar met hulle tafels.
Ek bedoel, hulle sit net teen die muur met hulle tafels. Die heel eerste ou se naam, kom ons sê die heel eerste ou se naam is Andrei Pollard. Flip, ek weet nie. Maar ons imagine die heel eerste ou se naam is Andrei en die meisie heel agter in die hoek. Haar naam is Carla. Nou, daar's 6 kinders en ek sê vir die ry. Imagine ek die onderwyser staan voor en ek praat met die ry en ek sê, "Oké, almal tussen Carla, wat was die ou se naam? En Andrei. Almal tussen Carla en Andrei staan gou vir my op." Imagine die hele situasie. Gaan Andrei en Carla opstaan? Vra jouself die vraag? Nee. Hulle gaan nie opstaan nie, want ek het gesê almal tussen Andrei en Carla. Daarom, as ek hierdie antwoord gaan neerskryf, gaan jy sien 45 en 51 is nie getabuleerd nie. Want ek soek die getalle tussen daai twee getalle. Wat is 46, 47, 45, 49 en 50. Ons gaan meer sulke voorbeelde doen, so as hierdie Andrei Carla ding jy nou om kant gevang het, wees rustig, imagine dit weer, jy gaan daarby kan uitkom. Nou, voordat ons aangaan met die laaste 3 of die volgende 3, is daar eers 'n bietjie agtergrondkennis wat jy moet leer. Sorry, ek kyk hier so in my notas, ek wil op 'n stadium vir julle 'n storie van 'n Chinese vertel, maar dit gaan eers later gebeur. OK, agtergrond. Kyk gou, wat is die agtergrond hiervan? So, ek noem dit agtergrond. Die vorige een het nie regtig enige agtergrond nodig gehad nie. Dit was net die bietjie wat jy moet verstaan. Ek gebruik lig quotering goedjies met my vingers, want ek quote dit. Dis nie, daar's nie regtig iets om te verstaan nie, behalwe maar nie die formaat van dit moet tussen hakies wees. Okay? Hierdie volgende 3. Onthou, ek het gesê ons gaan leer oor 4. Die volgende 3 het 'n bietjie van agtergrondkennis nodig. Toe ek nou vir jou die hele storie verduidelik het van Andrei en Carla. Hierdie is hoekom ek myself voorgespring het, want ek moes dit eintlik nou vertel het. Maar die hele storie van Andrei en Carla. Die kinders tussen hulle en Andrei en Carla wat dan nie ingesluit was in die kinders wat opgestaan het nie. Daar's 2 woorde wat ons gebruik. Ingesluit en uitgesluit. As ek gesê het Andrei en Carla se ry, gaan staan vir my buite, of kom kry hulle roomys, of doen 14 push-ups, dan sou Andrei en Carla dit saam gedoen het. As hulle dit saam sou moes doen, dan sê ons Andrei en Carla is ingesluit in die groep kinders wat nou deel gaan neem aan hierdie aktiwiteit. Maar as ek vir jou gesê het, of as ek vir die ry gesê het althans, al die kinders tussen Andrei en Carla moet opstaan en gaan push-ups doen buite, daai 14, né? Dan sou Andrei en Carla bly sit het, want dan sê ons hulle is uitgesluit. Hulle is uitgesluit van die groep kinders wat die push-ups gaan doen. Of die roomys gaan kry, of ek weet nie, wat ook al jy wil, waaraan ook al jy wil dink. Die aard van die saak is daai 2 terme. Ek gaan hulle konstant gebruik, want ons moet konstant vir onsself vra, is die getalle wat genoem word ingesluit of is dit uitgesluit? Dit bepaal regtig baie, en dis dan die storie van die Chinese wat ek julle nou gaan vertel. OK, agtergrond, hierdie is die agtergrond. Ons begin by grafies. Grafies, kyk, dis die oranje rytjie. Grafies is, die woord grafies beteken net 'n grafiekie. Grafiekie beteken dat ek gaan dit moet teken, grafiek. En as ek dit gaan moet teken, gaan ek 'n getal wat ingesluit is aandui met 'n toekol. Kyk, daai eerste enetjie net onder ingesluit noem ek 'n toekol. Die volgende een regs aan hom is uitgesluit, hom noem ek 'n oopkol, want hy is nie ingekleur nie. En ek is redelik seker al die onderwysers noem dit oopkolle.
enetjie onder hom, omdat ek het gesê ek's verskriklik lui, ek wil nie altyd daai ander lange mondvol woord neerskryf elke liewe keer nie, my gewrig gaan krampe inkry. So versameling keerder notasie, dis in die blou lyntjie, die VKN. Versameling keerder notasie. As ek dit sou insluit, sou ek sulke groter as en gelykaan tekens gemaak het. Kyk, daai eerste een is 'n kleiner as en gelykaan. Ek sê daai laaste deeltjie, daai en gelykaan, omdat daar 'n streepie onder hom is. Die een langs hom is die groter as en gelykaan. En dan as ons na die uitgesluit toe gaan, om te kyk hoe sluit ek getalle uit in versameling keerder notasie, het hulle nie streepies onder nie. So dit gaan net wees die kleiner as en die groter as. Hoor jy, hy het nie daai laaste stukkie by nie. Hy het nie daai klein deeltjie wat sê, okay, hy's ingesluit en hy's uitgesluit nie. Dis dieselfde wat met Carla en Andrei gebeur het. Carla en Andrei was in my eerste scenario uitgesluit, want hulle het nie opgestaan en gegaan nie. Dit is sulke klein woordjies wat jou moet trigger. En jou moet maak besef dat, okay, hierdie twee getalle is uitgesluit, nie ingesluit nie, daarom gaan ek daai kleiner as en groter as tekens gebruik. So, as ek gesê het, al die kinders tussen Carla en Andrei, julle kan buitekant toe gaan om julle push-ups te doen, dan gaan Carla en Andrei uitgesluit wees. Dieselfde met die intervalnotasie. So, intervalnotasie, as dit ingesluit sal wees, gaan dit blokhakkies wees. Kan jy sien daar's twee blokhakkies? Ja, dis dit. Dit is die blokhakkies wat ek gaan gebruik om intervalnotasie gebruik. Ek gaan nou vir julle mooi verduidelik hoe die formaat gaan lyk, maar op die oomblik weet net, hierdie is jou tabel. Dan uitgesluit onder intervalnotasie is krulhakkies. Ag, sê ek krulhakkies, dis hierdie, ek het hierdie laas ook gedoen, dis hierdie ronde hakkies daar. Okay, so blokhakkies, ronde hakkies, kleiner as, groter as, kleiner as en gelyk aan, groter as, ingekleurde kol, oop kol. Okay, alright, okay, ek beweeg aan. As jy vrae het, kan jy seker my nog vir tyd vra. Ons begin met intervalnotasie. Intervalnotasie, INT, ek noem dit nou INT, ek sien nou is 'n fout, okay, maar in elk geval, intervalnotasie is IN, en verbeel jy net is IN. Intervalnotasie, hoe dit gaan lyk, gaan die volgende wees. Daai is die formaat wat ek elke keer gaan gebruik om intervalnotasie voor te stel. Om nou, ek probeer 'n groep getalle voor te stel, soos wat ek 'n groep kinders gesê het om te gaan push-ups doen. In hierdie geval sal dit so lyk. Kyk mooi, die X is 'n element, daai vreemde, dit lyk, dis basies 'n C met 'n streep in die middel, dis hoe ek myne maak, maar dis die Griekse simbool wat beteken element. Wiskunde is Grieks en isoleer jy dit. X is 'n element van. Nou, onthou in jou tabelletjie voorheen. In jou tabelletjie voorheen het ek vir julle gesê dat as hy 'n blokhakkie het, intervalnotasie, as hy 'n blokhakkie het, dan is hy ingesluit. As jy nou sukkel om te kan onthou hoe jou tabel lyk, gaan terug en gaan teken hom af. My magtig, hierdie is ons 'n YouTube video. Skiep 'n bietjie terug. Pause daar by daai tabel dingetjie en dan teken jy hom gou af, want ek gaan die heeltyd terug verwys na daai tabel toe. En die 2 in hierdie geval, sien jy hy het 'n ronde hakkie, daarom is hy uitgesluit. 3 is ingesluit en 2 is uitgesluit. So, as ek vir jou sou sê, hierdie as 'n voorbeeld, of 'n vraag en dit toets om dit voor te stel, sou ek iets gesê het in die sin van, stel vir my die getalle voor groter en gelyk aan -3 maar kleiner as 2. Hoor jy, ek het met die -3 het ek gesê dis groter, maar dis ook gelyk aan.
En met die 2 het ek gesê dit is net kleiner as die 2. So die 2 is nie ingesluit nie. Die 2 is uitgesluit. Nou 'n voorbeeld, 'n finale formele voorbeeld wat ons gou gaan doen. Want dit is letterlik dit. Jy moet net die formaat ken. Jy moet net die formaat ken en vir jouself kan afvra of kan uitvra, is dit ingesluit of is dit uitgesluit? Dis letterlik wat jy moet doen. Dis al. Dis baie eenvoudig en as jy dit kan regkry, gaan jy volpunte kry. So, nou kom jy in die toets en jy sit by daai vraestelbank wat ook al en hulle sê vir jou skryf die getalle tussen 45 en 51 in intervalnotasie. So, tussen hulle, die getalle tussen hulle. Nou, tussen Andre en Carla beteken Andre en Carla is nie ingesluit nie. Andre is in hierdie geval die 45. En Carla is die 51 en ons wil hulle in intervalnotasie voorstel. So, gaan dit 'n blokhakkie of 'n ronde hakkie om die 45 wees. Aangesien dit tussen daai 2 is, gaan hulle nie ingesluit wees nie, maar eerder uitgesluit. Daarom gaan dit 2 ronde hakkie wees. So jy begin nog steeds deur te sê x is element van. Daai x is element van beteken ek praat van die getalle tussen 45 en 51. Maak dit sin? Intervalnotasie oor die algeheel word net voorgestel, word net gebruik as ek werk met reële getalle. Ek kan nie natuurlike getalle, telgetalle of selfs heelgetalle voorstel met intervalnotasie nie, want hy maak nie voorsiening daarvoor nie. Sien jy, nêrens hier dui ek aan, okay, ek werk met heelgetalle nie, of ek werk met rasionale getalle nie, of wat ook al. Hierso staan letterlik net x is element van. En die leser, die persoon wat verstaan, nou hierdie diagrammetjie dingetjie gaan lees, of hierdie voorstelling gaan lees, om te sien wat jy voorstel, gaan net daai sien, hy gaan net daai sien, en hy gaan dadelik moet weet, okay, dis al die getalle tussen hom, want dit staan nie daar nie. Met die volgende een, is ons kan 'n bietjie meer deeglik wees. Ek gaan op 'n stadium in die toekoms vir julle voorbeeld 'n video oplaai met klomp voorbeelde van hoe dit anders kan lyk en hoe dit anders gevra kan word. Hierso gee ek julle net die basiese goeders en dan sê ek maar verbaal al die dinge. Maar grafies met die grafiese voorstelling, met die grafiese voorstelling gaan jy kan aandui wanneer dit heelgetalle of natuurlike getalle of telgetalle is. Maar jy gaan ook kan aandui wanneer dit reële getalle is. In hierdie voorbeeld gaan ek net werk met reële getalle. Jy sal self sien, hierdie ouetjie hier, daai ouetjie daarbo, dit is ook 'n voorstelling van reële getalle. Die rede hoekom ek dit weet, of hoekom ek dit sê, is omdat daar 'n lyn tussen hulle is. As ek sou werk met heelgetalle, telgetalle, rasionale getalle of al daai goedjies, heelgetalle, natuurlike getalle en telgetalle, sou ek nie 'n lyn tussen die getalle gemaak het nie, maar kolletjies. Dit is net om aan te dui dat dit gaan nie elke liewe moontlike getal tussen -2 en 3 wees nie. Maar kyk nou mooi wat ek hier aandui, want in hierdie eenvoudige voorbeeld is daar al klaar soveel wat gesê word. So die -2 het 'n toe-kolletjie bo hom. As jy dit kan sien, sê ja. Nou, dit beteken wat? As jy nou terugverwys na die tabelletjie wat ek vir jou gesê het jy moet gaan afteken, beteken dit dat die -2 is ingesluit want hy's ingekleur. Die 3, alhoewel, is uitgesluit want hy is nie ingekleur nie. Hy is oop. Hy is 'n oop kol. So, hoe hierdie verbaal vir jou gevra gaan word, gaan wees byvoorbeeld al die getalle groter
en gelyk aan -2, maar kleiner as 3. Okay? Groter en gelyk aan -2, wat beteken dat -2 is ingesluit. Kleiner as 3 beteken hy's uitgesluit. Kom ons doen 'n voorbeeld, 'n actual mooi pragtige voorbeeld. O, wag, nee, ek het julle 'n storie van 'n Chinese beloof. So voordat ek besluit het om 'n wiskundeonderwyser te wees, het ek vir so rukkie by 'n ingenieursfirma gewerk. Okay? En by hierdie ingenieursfirma het ek in die elektriese afdeling gewerk. En in die elektriese afdeling het ek met die meettoerusting gewerk. Ek vertel julle hierdie want elke nou en dan in die klaskamer hoor ek so kind, so snotkop kind sê, "O meneer, waar gaan ons hierdie ooit in die regte wêreld gebruik?" En dan kan ek nou byvoorbeeld vir hulle hierdie storie vertel. In die regte wêreld het ek vir so rukkie gewerk daar by die, jy weet, by 'n ingenieursfirma. En ons het meestal gewerk met, of ek het meestal gewerk met die aankoop van meetinstrumente. Dit is dingetjies wat jy soos op 'n pyp sal sit. En dan meet die pyp, o my magtig, dan meet die instrument byvoorbeeld die temperatuur onder andere van die vloeistof wat deur die pyp hardloop. Imagine jy wil nou julle 'n petrolpompstasie maak en daar's ons baie vloeistowwe en petrol wat tussen deur die pype hardloop en jy wil weet wat die temperatuur is daarvan. Maar nie net temperatuur nie, jy wil weet wat is die digtheid van die vloeistof, wat is die druk in die pyp en allerlei sulke goedjies, so jy wil 'n klomp dinge meet. Weet net dit. Hulle wil altyd alles meet. En op daai meetinstrumente is daar voorwaardes. Nou, omdat ek en 'n Chinese ou nie regtig dieselfde taal praat nie, het ons ander maniere nodig om met mekaar te kommunikeer, want julle weet ons meeste van die goeders word in China gemaak. Nou, omdat ek en hierdie Chinese ou nie regtig dieselfde taal praat nie, het ons 'n ander metode nodig om vir mekaar te kan aandui, of ek vir hom kan sê, hoorie so chom, ek kort 'n meetinstrument wat, ek weet nie, van 10.000 kilopascal tot 20.000 kan meet. Okay? So, wat is dit? 10 bar tot 20 bar. Dis nou wat jy wil, dis nou die wat noem mens dit? Dis die groep. Kom ons sê maar net dis die groep. Omdat ons nou praat oor die groep, kom ons sê dis die groep. Waartussen, of die grense, waartussen ek wil hierdie meetinstrument wil werk. Dis van kardinale belang, want as ek 'n meetinstrument koop wat net 3 kan meet, maar ek het nodig dat hy 10 kan meet, dan gaan hy met daai arme meetinstrument gaan ontplof. Dit gaan te veel wees vir hom. Dieselfde met, imagine hierdie meetinstrument kan net van 10 af tot en met 20 meet. En ek het net nodig dat hy vir my moet sê hoeveel lê hy tussen 3 en 6. Dan gaan hy glad nie kan meet nie, want hy kan net van 10 af tot en met 20. En dit sal hierdie goeders gebruik word, want ek en hierdie China ook, ons kan nie met mekaar verbale gesprekke voer nie, maar ek kan vir hom sê, luister Chop, ek het 'n instrument nodig wat vanaf die temperature vanaf -2 tot en met net voor 3 kan meet. Hy moet daai kan meet. Dan sê die ou vir my, ja, sure, hy het een hierso. Ek gee hom vir my. En dan sien ek ook, hy werk. Draai ek hom op die pyp en dan ek sharp. Dan is my baas ook sharp. Almal is sharp, nee, want soos alles werk. As daar 'n miskommunikasie daar is, en ek sê vir hom, ek het 'n instrument wat tot 3 bar kan meet, druk, dis nou druk. En hy kry 'n instrument wat van 1 tot voor 3 kan meet. So hy kan nie eintlik 3 meet nie, maar op sy label staan daar 3, maar dis net, hy kan alles voor dit meet. Dan gaan hy mos breek, want hy is nie sterk genoeg om die 3 te meet nie. Hy kan alles voor dit meet, maar hy kan nie dit meet nie. Ja, dis nou, sorry dat ek nou op 'n rant gegaan het van die storie van die China man, maar
dis letterlik soos dis waar dit gebruik word in die praktyk. So, voorbeelde hiervan wat hulle vir jou gaan vra as 'n graad 8 in wiskunde gaan byvoorbeeld wees. Stel die getalle tussen 45 en 51 grafies voor. Weereens, vra jouself, is die 45 ingesluit? Is die 51 ingesluit? Daarbo in my voorbeeld net voor grafiese voorstelling is die -2, hy is ingesluit, waar die 3 uitgesluit is. Nou, in hierdie geval gaan al 2 uitgesluit wees. Die 45 en die 51. En jy moet nou al weet, jy het daai tabel verskriklik hard geleer in die afgelope 2 sekondes, 2 minute. Jy moet weet dat 45 en 51 wat uitgesluit is, gaan met oop kolletjies aangedui word op my grafiese voorstelling, grafiekie dingetjie. Nou jy moet hierdie mooi en ordentlik doen met 'n liniaal. Ek is te lui, veel te lui, so ek doen dit sommer so met die hand. Let wel, in hierdie geval werk ek met reële getalle. Ek sê dit vir jou, want daar's 'n streepie, 'n lyntjie tussen hulle. Weereens, daar gaan 'n video wees wat ek gaan vrystel een of ander tyd, miskien volgende week, ek weet nie. Vir mense wat hierdie eens soos 3 jaar luister, oor volgende week. En dit is, okay, cool. Sorry. Daar gaan 'n video wees waar daar deeglik gewerk word met hoe lyk dit as ons werk met byvoorbeeld heelgetalle. Dan gaan ek nie 'n lyn tussen die twee trek nie, ek gaan kolletjies maak. Okay, volgende voorbeeld. Volgende en laaste voorbeeld. Hy is laaste want hy is die moeilikste vir kinders. En hy moenie die moeilikste wees nie. Regtig nie, so ons gaan hom mooi deeglik deurwerk. Hy is die moeilikste omdat hy die langste lyk. Jy gaan hom so met krulakkies aandui. Moet asseblief nie de mekaar raak met versameling, keerdernotasie en tabeleer nie. As ek van jou verwag en van jou vereis om hom vir my te tabeleer en jy gee vir my versameling, keerdernotasie, gaan jy dit verkeerd hê, want jy het nie die vraag gelees nie. As ek van jou verwag versameling, keerdernotasie en jy gee vir my tabeleer, gaan ek ook nie vir jou punte gee nie, want jy het nie die vraag gelees nie. So ons begin hier so links, soos wat jy enige boek lees. Enige boek lees. Van links na regs. Ek begin hier aan die linkerkant, daai is 'n krulhakkie, dis so my sin begin. En dan sê ek vir hulle, soos ek ook met intervalnotasie gedoen het, ek werk met X. Wat dit beteken is, ek sê X is die groepgetalle waarmee ek werk. Onthou tussen Karla en Andre is daar 'n groep kinders. Ek gaan nie elke een van hulle se name noem nie. Ek gaan nie gaan en sê, okay, hierdie's Sia en Kian en James en Aldo en Frederik en Theodore. Ek gaan nie almal van hulle gaan opnoem nie. Ek gaan net sê die kinders tussen Karla en Andre. Dis mos makliker. Nou, wat nog makliker sal wees, is as ek besluit om daai groepie kinders te vat, en ek noem hulle wat gaan ek hulle noem? Die push-uppers. Ek noem hulle die push-uppers, nee, en ek sê vir hulle, okay, die push-uppers gaan buitekant toe. Dan gaan hulle mos presies weet, dis die kinders tussen Andre en Karla. In versameling keerdernotasie sê ek presies dieselfde, ek sê dit net met 'n X. In plaas van om heeltyd daar te skryf die push-uppers, gaan ek nou letterlik net daar neerskryf 'n X, want ek sê ek praat van die groep kinders en hulle naam vir nou is X. Verstaan jy? Okay, cool. Dan sê ek, okay, slash. Ek praat van X slash. X lê tussen -3 hoe sê ek dit? X lê tussen -3 en 2 waarvan dit gelyk is aan -3 maar nie aan 2 nie. Of in 'n sin, soos ons nou al 'n paar keer gehoor het, is X is groter as en gelyk aan -3. Hoor jy ek sê en gelyk aan, dis hoekom hy daai streepie onder hom het, gaan kyk weer na jou tabel. Maar hy is
kleiner as minus, kleiner as 2. Hoor jy, ek sê nie die gelyk aan nie, want daar is nie 'n streepie onder hom nie. Nou weet die persoon, die Chinaman of wie ook al, die Chinees, dis dalk nie die beste vir my om dit te sê nie. Maar die Chinese persoon wat net Chinees kan praat, hy weet ek praat van alles groter as -3 waarvan dit ook -3 kan wees en kleiner as 2 waarvan dit nie 2 kan wees nie. Want as hy iets nodig het wat presies 2 kan doen, gaan hierdie ding nie werk nie. So, groter as en gelyk aan -3, maar kleiner as 2. En dan sê ek vir hulle, okay, die x is 'n element van die reële getalle. Die rede hoekom ek net nou vertel het dat, of dit genoem het, dat intervalnotasie net gebruik kan word met reële getalle, is omdat jy nie daar kan aandui dat daar's nêrens plek vir jou in die formaat om te skryf dat ek byvoorbeeld eerder werk met heelgetalle of telgetalle of natuurlike getalle nie. Hierso kan ek egter vir hulle aandui, x is 'n element van reële getalle. Dit beteken dit gaan elke liewe moontlike getal wees tussen -3 en 2, waarvan -3 ingesluit is en 2 uitgesluit is. Daai kan verander, hierdie element van R. Daai kan 'n element van Z wees, wat dan beteken, dis die element van die dis die element van die heelgetalle. Maak dit sin? Okay. 'n voorbeeld. Stel die getalle van -45 af, dan moet seker af staan, van -45 af tot 51 voor met versameling keerde notasie. Vra jouself die vraag, is dit ingesluit, is 45 ingesluit of is 45 uitgesluit? Is 51 uitgesluit of is 51 ingesluit? Want jy weet nou wat die formaat moet wees, want hier staan versameling keerde notasie. So jy weet wat die formaat moet wees, dit moet so 'n hele ding wees waar jy begin deur te sê ek praat van x, daar lê x en x is element van die reële getalle. Maar vra jouself dan die vraag, wat sien is ingesluit en wat sien is uitgesluit? Sodra jy dit weet, kan jy begin. Jy sê vir hulle, jy sê vir hulle jy praat van x en x lê ek dink ek het hierdie voorbeeld verkeerd gedoen. Hoekom is hierdie voorbeeld verkeerd? Vra jouself gou daai vraag. Gits, die voorbeeld is verkeerd. Stel die getalle van 45 af tot 51. Ek dink ek was baie moeg toe ek hierdie neergeskryf het. So, van 45 tot 51. Wat is fout in hierdie dingetjie? Hierso sê ek tussen 45 en 51. So, hierso het ek 'n fout gemaak. My fout is dat ek het nie streepies onder daai kleiner as tekens gemaak nie. Ek moet streepies onder hulle maak, want my vraag vra vir my baie duidelik dat ek die getalle van 45, wat beteken 45 is ingesluit, tot 51, wat ook ingesluit is, moet aandui. Dalk gaan ek hierdie video oor 'n paar weke weer oor doen en net hierdie foutjie regmaak. Maar dit is belangrik nou vir jou om te sien dat, okay, hierdie is nie reg nie, dis verkeerd. Want 45 en 51 is ingesluit en moet daarom streepies onder hulle hê. Ek werk wel met die reële getalle, so ek sê x is element van die reële getal. Alles is reg behalwe daar moet streepies onder my kleiner as tekens wees. Okay, nou weet jy ook hoe dit nie moet lyk nie. Jy gaan altyd 'n voorbeeld wees vir iemand, of jy's 'n goeie voorbeeld of is jy 'n slegte voorbeeld. En hierdie is nou 'n slegte voorbeeld. So, nou is die einde. As julle enige vrae het, kan julle vir my vra. En as julle regtig enige e-posse wil stuur, my e-posadres is beskikbaar. Okay, tot weer.